Broers en susters, daar is 'n heel paar goeie redes hoekom ons eredienste het. Een van die redes is om lidmate te bemagtig, vir jou in staat te stel tot iets wat jy van tevore nie die vermoë gehad het nie, miskien nie die kennis nie. Dit noem ons bemagtiging. En die bemagtiging gaan oor hele klomp verskeie aspekte van ons lewe as persoon, ons lewensomstandighede. So word ons bemagtig deur die periodieke herbesoek aan die kernaspekte van ons Christelike geloof, ons Christelike godsdienst. Ons maak net weer vas ons fundament, ons maak vas hoe dit by my uitkom, wat dit vir my beteken, wat die Here bedoel het met dit in my lewe vandag hier waar ek lewe. En dan bemagtig ons lidmate hier vir Christene te help voorberei vir omstandighede wat iewers in die toekoms op hulle mag wag. 'n derde voorbeeld van bemagtiging is om die werklikheid van die Here se teenwoordigheid in die lewens van lidmate uit te lig, te onderstreep, te verduidelik, dat ons net weer hier uitgaan en sê, ek onderskat die Here se teenwoordigheid in my lewe. En dan is daar dienste wat in sy geheel bedoel is daarin om te bemagtig, ek dink aan troues, en dan waarby ons gaan stilstaan vanoggend, die boodskap van die troostdiens, die begrafnisdiens, die roudiens. Ons gaan bietjie daarby uitkom. Met die era van COVID, die tyd van COVID, het baie lidmate tot die besef gekom dat hulle is nie voorbereid. Hulle is nie bemagtig om die heengaan van geliefdes te hanteer nie. Ek het baie probleme gehad in Laimbykers met lidmate wat gesukkel het hiermee, veral omrede soveel mense in die vleur van hulle lewens oorlede is. Hoe hanteer 'n mens sulke tragedies in jou lewe? Lidmate het gesukkel om vat te kry aan Bybelverse wat hulle kon vertroos. Antwoorde op vrae na die doel van sterftes het vir lidmate en Christene telkens ontwyk. En waar daardie era iets van die verlede is daar vandag nog hoeveel Christene wat sukkel om die verwoesting wat COVID aangerig het, om dit te bowe te kom. Gelowiges het ernstige terugslae belewe. Daar is mense wat nou nog rou. Daar is mense wat hulle probeer versoen met die dood van iemand vandag wat eintlik moes gelewe het. 'n lidmaat het by my gekom as die dominee. Ek het 'n huishulp, baie getroue huishulp. Sy kry verskriklik swaar. Sy het haar dogter verloor in die vleur van haar lewe, ek dink sy was 21. En sy kan nie daaroor kom nie, sy kan dit nie verwerk nie. En ek het gesê dat ek bietjie met haar gesels. En ons het gesels, en sy het my vertel wat gebeur het. En toe ek vir haar begin wys na wat die Bybel vir ons oopmaak, wat die Bybel vir ons wys oor die realiteit van daardie persoon wat afgestorwe is. En dis waar ons 'n groot voordeel het oor mense wat nie Christene is. Ons weet waar ons is. Ons weet wat aangaan. Ons weet van die lewe na die dood. Ons weet van die wederkoms van Jesus. Ons weet dat ons eendag almal gaan opstaan uit die dood. Ons weet dat dood nooit meer oor ons gaan heers nie. Ek het vir haar gewys en vir haar verduidelik dat Jesus het gesê die lewe na die dood is 'n paradys. Toe hy aan die kruis gehang het saam met sy saam met die twee misdadigers, het hy vir die een gesê, vandag sal ek saam met jou in die paradys wees. En ek het vir haar verduidelik, dit is die begin van die hemel, dit is 'n voorsmaakie van die hemel. En ek het probeer uitkom deur vir haar te sê, mevrou, ek kan my nie voorstel dat iemand wat in daardie wonderlike plek is, ooit sal wil terugkom nie. Natuurlik, jy mis jou geliefdes in so 'n geval.
jou ma, jou pa, jou dogters, natuurlik mis jy hulle. Maar die realiteit van die wonder van daai bestaan, as ons eers daaraan vat kry, en ek vir myself sê, Griet, die Bybel vertel my, dit gaan beter met my kind, my man, my vrou wat oorlede is, as my. Dat is in hulle aanvaar reeds die jong, as Jesus sê, die lewe na die dood is 'n paradys, dan is dit 'n paradys plus, baie meer en baie meer wonderlik as wat ons kan indink wat 'n paradys is. En ek het vir daai vroue sê, dit gaan so goed met jou dogter. Sy is op so 'n plek van geluk. Ek kan my nie indink dat sy sal wil terugkom nie, al sou sy gaan. En so dit probeer om daar vertel, en ek kon sien van die geweldige gewig van die rou, van die hartseer, het so van haar begin afval. En daar het begin 'n ligtheid in die Here so goed. Ligtheid in haar kom, haar siel en haar gees het suurstof gekry en weer begin lewe. Die aard van die saak is die doel van troostdienste, roudienste, begrafnisdienste, om families en gesinne bedoelsitter te probeer help om te cope met die heengaan van 'n geliefde, om so 'n voorval en so gebeurtenis te kan hanteer. En hierdie bystand is baie, baie belangrik vir ons as gelowiges. Ons as Christen het juist dan die unieke insig in wat 'n mens se lewe na die dood behels. Dan ondersteun en vertroos deur die Here se perspektief, deur dit uit te lig en te beklemtoon. Sy perspektief op lewe en dood. Dit is net so belangrik as ons doel en betekenis in hierdie lewe is, net so belangrik, broersuster, is ons lewe na die dood. Baie lidmate het 'n probleem om uitsluitlik te fokus op die lewe. Alles is vasgedraai, gewortel, geanker in hierdie lewe. Alles is hier. My mense is hier, my lewe is hier, my doel is hier, my geliefdes is hier, alles is hier. Dis waar ons bestaan. Here, dienste en preke fokus juis op die lewe in soveel verskillende skakerings en seisoene, nie die dood nie. Sondag na Sondag se boodskap gaan oor een of ander aspek van ons lewens. En dan kom ons dit by die dood uit wanneer ons 'n troostdiens het. Die gevolg is dat jare van boodskappe ons goed voorberei vir die lewe op aarde, maar ons onvoorbereid laat vir die dood. En die afwesigheid op die voorbereiding vir die dood het 'n geweldige nadelige impak op Christene. En dit is wat by ons as predikante uitkom. Christene wat nie voorbereid is nie. Christene wat nie die perspektief van die Here het nie, en net vasgedraai bly die verlies, die heengaan van so 'n persoon wat nie meer daar is nie. Hoe minder ons voorberei is vir die dood, hoe elke sukkel lidmate wanneer geliefdes heengaan. Omdat die dood 'n negatiewe aspek, ervaring by mense skep, is mense instinktief vlug hulle weg van die dood. Vanoggend gaan ons 'n bietjie ons fokus verskuif van die lewe na die dood. Ons gaan kyk hoe dit nodig is dat ons die Here se perspektief hoe die dood deel maak, intrek, internaliseer van ons lewe. Ons moet 'n balans handhaaf tussen lewe en dood. Hoe beter ons voorberei is vir die dood, hoe beter hanteer ons die heengaan van 'n geliefde. Hoe beter ons voorberei is op die dood, hoe meer verminder die Here se perspektief op die dood, ons vrees vir die dood. Hoe beter ons voorberei is op die dood, hoe beter word die Here se wil vir ons lewens
In werklikheid, daar's perspektief, daar is balans tussen lewe en dood. Ons staan stil eerstens vanoggend by vers 4 van Openbaring 21, die tweede laaste hoofstuk van die Bybel. En God sal al die trane van hulle oë afvee. Daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Ons as Christene is bevoorreg om te weet waaroor ons bestaan werklik gaan. Ons weet hoekom ons heen gaan. Ons weet dat die lewe op aarde is die voorportaal tot ons bestaan. Die Bybel sê ons gaan vir ewig lewe. Vul jou getal daarvan, enig een. 1 miljoen jaar? Ja, 1 miljoen jaar. 1 biljoen jaar? Ja, 1 biljoen jaar. Maar dink 'n bietjie, stel jou voor, jy's in die hemel, jy's vandag 1 biljoen jaar oud. En julle vier almal fees. Dis lekker jy verjaar. En dan begin jy praat oor daarmee 60, 70, 80 jaar op aarde. 80 teenoor 1 biljoen. 80 teenoor 100 biljoen. Dan is die perspektief van God in die bestaan van die mens. Dit gaan nie oor ons bestaan op die aarde nie, dit gaan oor wat ek van hierdie aarde se bestaan maak, sodat ek in die ewigheid kan inkom en daar lewe. Ons moet onthou die dood het in die wêreld ingetree met die sonde. Die mens was nie gemaak om dood te gaan nie. Daarom is dit vir al wat 'n mens is, 'n vreemde ervaring. Deel van ons ontwerp is deur mekaar geraak met die dood wat ingetree het. Ons weet hoekom ons heen gaan. Ons maak gereed in hierdie aardse lewe vir die ewige wat kom. Daarom moet ek in 'n balans lewe van wat ek doen en wat kom. Wat ek doen, wat kom. Wat ek doen, wat kom. As 'n mens so uitkom by wat ek in hierdie lewe doen, by wat ek gaan doen na die dood, dan relativeer dit alles. Dit bring my in die Here se perspektief op my lewe, wat vir my sê lewe so op die aarde, dat jy in die ewigheid kan seëvier, dat jy dit kan geniet. Dan gaan ons wees soos die Here ons bedoel het om te wees as mense. Vir ewig by my man, ewig by my vrou. Ek dink so, ek reken so. Ek mag verkeerd wees. Die Bybel vertel nie vir ons dit nie. Maar ek sal nie verbaas wees as ons geliefdes aan die ander kant vir ons wag en ons daarin wag. Maar dis maar my oortuiging. Ek kan nie vir jy Bybelvers gee wat sê dit is daar staan so. Ons weet waar ons gaan wees wanneer ons aard sterwe. Hierdie voorlaaste hoofstuk van die Bybel vind ons die uiteindelike wêreld wat vir almal van ons lok 'n aanmoediging is. Just like ek lewe nie net vir dit. Ek lewe nie net vir hierdie wêreld nie. Ek lewe nie net vir dit wat alles so onvolkome is, onvolledig is. Die hele wêreld rondom ons skiet alles tekort, bring jou nie by ware, blywende vreugde en geluk uit nie. Ons loop ons so vas teen die tydelike, teen die gebreklike, teen die onvolkome. Almal van ons is kruike met gate in, wat uitloop, ons geduld loop uit elke dag. Ons energie, ons verdraagsaamheid, ensovoorts. Gedurig as mens loop ons vas by die onvolkome en onvolmaakte. Hoe wonderlik het as ek dit altyd in gedagte hou, in balans bring met die ewige lewe. Hierdie is maar net die begin. Dit wat my frustreer, wat ek mis, wat my ongelukkig maak, daar gaan dit volkome wees.
volkome in 'n manier wat ons nie kan indink nie, maar die Here het vir ons gesê dit gaan wees, en dis genoeg vir my. Die Here kondig hier aan in hierdie hoofstuk 21, die nuwe hemel, die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem. Die hemelse ewigheid wat vir ons wag. Hierdie vers se boodskap is duidelik, broers en susters, ons sal nie een keer van ons doodgaan. Jesus het 'n einde gemaak aan die mag van die dood, om die laaste, sê het hy, in ons as mense se lewe, soos met diere en arme vorme van lewe, dit dood is, bly dit dood. Nie met ons nie. Die dood is nooit finaal. En dan wil ek net kortliks stil staan by 'n baie belangrike Psalm 116 vers 15. Psalm 116 vers 15. Kosbaar in die oë van die Here is die dood van sy gunsgenote. Gunsgenote in die Hebreëus is miskien beter vertaal as getroues. Met ander woorde, die Here se kinders kan ons vertaal. Ons wat Christene is, vir die Here is ons dood kosbaar. Is dit nie net mooi die teenoorgestelde van ons ervaring van 'n geliefde se dood nie? Wie sou vir jou sê die dood van my man en my vrou en my pa en my ma was vir my kosbaar? Die punt is, ons moet by die Here se perspektief uitkom. Ons moet by die Here se werklikheid uitkom. Ons moet uitkom wat is wat. Nie hoe ek voel, nie vashou aan my gebondenheid, aan my rou en hartseer. Dis kosbaar, want ons gaan waar ons moet wees. Jesus het sy disippels gesê, vir sy disippels, ek gaan na die Vader, en die Vader se huis het baie kamers, baie plekke. Ekskuus tog. Ek gaan om vir julle plek te berei, sodat ek julle dan kan kom haal, sodat julle kan weet waar ek is. Laat my dink aan Genesis 1. Dis waar ons begin het, dis waar ons vir ons, so moes dit gewees het. God het die mens gemaak om altyd by hom te wees. Ek gaan dit 'n miljoen keer sê, en ek gaan nie een keer sê ekskuus nie. Jy onderskat die Here se passie om by jou te wees. Jy onderskat sy liefde wat hom dring om by jou te wees, om met jou te praat, om te hoor jy praat met hom. Hy wil by jou wees elke oomblik wanneer dit kan. Hy wil by jou wees as jy werk. Dan is hy by jou, kom ons dit eers agter nie. Die Here het gemaak die mens om by hom te wees, en in die einde word ons herstel. Ekskuus. Ekskuus. Ons ervaring van die dood is net mooi die teenoorgestelde van die Here se ervaring van Christene se dood. Ons verloor iemand. Die Here kry daardie persoon. Ons is onderstel om na die huis van die Here toe te gaan. Ons ewige tuis is 'n plek van vreugde. Ons lewe eintlik om by die ewige lewe uit te kom. Hierdie lewe op aarde, hier en nou, is nie net tydelik nie, dis ons voorbereiding vir die ewige lewe. En ons moet dan lewe met die Here se balans, om die balans van lewe en dood te behou. Hoe meer ons vaskleef aan die lewe hier op aarde, hoe moeiliker en intimiderend word die dood. Hoe meer ons uitsien dat daardie lewe wat vir ons wag na die dood, hoe minder raak 'n mens vasgedraai in die aardse bestaan. Hoe meer besef jy als wat jy doen, wat jy deurgaan, goed en sleg is net tydelik. Maar met die vooruitsig, ekskuus, dat dit wat goed is, sal aanhou en eenvoudig net sal beter word. Dan ly ons minder wanneer iemand vroeg in sy of haar lewe heen gaan. Die Christen se dood is die getuienis dat die Here se doel met daardie persoon op aarde voltooi is. Ons lewe net totdat die Here se doel vir ons op hierdie aarde klaar is. Sy werk vir ons en sy plan vir ons.
En dit is altyd my eerste reaksie by die heengaan van 'n gelowige. Daardie persoon was gereed. Die Here se werk in daai persoon is afgehandel. Mense se vrees vir die dood wys vir jou dat jou balans tussen lewe en dood is nie reg nie. Ons is te vas aan ons geliefdes en ons aardse bestaan. Ons is te vas daaraan om ons geluk, ons toekoms net in hierdie aarde te sien en dit so te bou. Dis maar net die begin hierdie, die hele geluk van ons lewe begin ons hier bou. Ons bou nie klaar daaraan wanneer ons eendag sê nou maar gaan aftree nie. Ons is nie oortuig van ons ewige bestemming nie. As jy vrees vir die dood, laat daardie vrees jou na die Here toe dryf. Laat hy jou help om daaroor te kom. Laat die Here jou help om die dood te aanvaar as die Here se afsluiting van 'n geliefde se aardse lewe. Laat die Here jou vertroos, ons almal hou aan lewe vir ewig. Die dood is net die oorgang van die tydelike na die ewige. Daardie geliefde wat weg is voor jou, hulle wag vir jou aan die ander kant. Jy sal hulle weer sien. Amen. Hemelse Vader, dankie Here vir wonderlike wyse waar U vir ons uit die Bybel die balans gee wat U perspektief inhou. Dis nie ons sin nie, dis wat van U afkom. U balans, U wyse, U woorde laat ons nie aan hierdie wêreld vashou nie, maar die balans altyd het van dit wat tydelik is en dit wat ewig is. Wat het tydelike waarde, wat het ewigheidswaarde? Wat ek nou hier doen, gaan voortgesit word eendag aan die ander kant. Hoe berei ek myself voor vir daardie wêreld wat wag? Dankie Here dat U vir ons vul met soveel goedheid, dat U vir ons reeds aan hierdie kant van die graf wys, dat ons U kan vertrou, dat daardie plek wat vir ons almal so onbekend is, dat dit 'n paradys is wat vir ons wag. Help vir ons om ons vrese vir U te gee vir daardie onbekende, en help vir ons bid vandag vir elkeen wat rou oor die heengaan van 'n geliefde, veral in die COVID-era. Soveel mense wat in die vleur van hulle lewens weg is. Ons bid vir hulle naasbestaandes, Here, dat U vir hulle net soos U dit kan doen, die prentjie sal laat oopgaan van daardie paradys wat daai persoon is. En werklik kan ons werklik onsself indink dat as ons by daardie plek uitkom wat 'n paradys is, sal ons regtig wil terugkom. Al is ons so lief vir hulle wat ons agtergelaat het. Dis die ewigheid wat vir ons al reeds begin het. Dis waar ons wat heen gegaan het vir hulle wat nog kom. Ons wens dat hulle by ons aansluit, want hulle weet net nie hoe wonderlik is hierdie paradys. En dit is wat vir ons wag, Here. En dit is wat U vir ons verseker van. Daarvoor sê ons U dankie. In Jesus se naam. Amen.